Goeienaand. Ek hoop het goed, Anton, jy is betyds, jy het net die goeienaand gemis. Goeienaand, Anton. Welkom. Ek wil vir jou sê, dankie dat jy hier is. Ek dink is 'n belangrike deel van gelowig wees, om te sê, ek weet nie alles nie. En ek is nou al, hoe lank dominee, 27 jaar dominee. En elke slag verras die woord, jy kry hom net nie uitgeput nie, daar is heeltyd hierdie nuwe wêreld en nuwe dimensies wat daarin is. Kan ek gehoor, wie het al ooit die boek Hosea al gelees? Het jy hom al gelees? Goed. Is jy baie teleurgesteld in die boek? Kom is jy teleurgesteld in die boek? Goed, sy sê dit is 'n boek teen ons waard, is byt vas, ons gaan nou daaroor praat. Laat ek eers vir ons bid voor ons by die goed kom. Ek persoonlik dink is een van die wonderlikste boeke in die Bybel. Dis 'n boek wat gaan oor baie diep verhouding met die Here met ons het. Liefdesverhouding. En dis die beeld. Oor God wat sy volk so lief het en nie ophou met haar nie, maak nie saak wat sy doen nie. Dat die pad nie stop nie. Ons gaan praat daaroor. Kom ons word stil, kom ons begin en bid ons saam. Here, dankie vir die woord, dankie dat U deur die eeue kommunikeer met ons, dat ons nie hoef te wonder oor wat U dink en oor hoe U voel oor ons as U kinders nie. Dankie vir die boek van Hosea, dankie dat ons ook mag saam leer en saam lees oor hoe U by mense betrokke is. Here, ons het U nodig om ook 'n baie ou verhaal vir ons oop te sluit, ook vir vandag. Help ons asseblief en dankie vir ons saam wees. Maak dit vir ons goed en mooi asseblief. Amen. Goed, ek gaan gou vir julle geleentheid gee. Ek het duidelik gehoor van experts, almal wat Hosea gelees het. Kom ons praat gou oor Hosea. As jy daai prentjie kyk, dan dink ek is dit nogal 'n prentjie wat iets simboliseer wat die boek wil sê. Kom ons hoor gou, wat weet jy van Hosea? Wat is vir jou mooi van Hosea? Martha het nou al gesê, sy dink nie, dis 'n nice boek nie, want daar is allerlei willegoed daarin en onetiese dinge wat gebeur, wat sy nie van hou nie. Goed, kom ons hoor nog. Goed, hy was baie lief vir die vrou, nee, en keer op keer gaan hy terug en terug, nee, goed. Ja, soos daai beeld, as jy hom lees, dan lyk dit of dit 'n verhaal tussen Hosea en Gomer is, sy vrou, sy prostituutvrou. As jy so luister, maar jy kon net sowel die Here as die man gemaak het en die volk Israel as die vrou, want dis die simbool, nee. Hy leef in 'n symboolverhouding en dit wat hy doen moet vir die volk eintlik sê hoe die Here oor die volk voel. So eintlik sê die beeld is God self wat hierdie prostituut Israel wat agter die afgode aanloop en agter die baals aanloop nie wil los nie. En keer op keer nader trek en sê maar ek gaan vir jou dit moeilik maak, maar ek wil jou graag. En dis mooi die verhouding, nee, ook in die Ou Testament oor die kerk as God se bruid, die volk van God as God se vrou. En ek dink 'n huweliksverhouding is seker die mees intiemste verhouding wat daar kan wees, nee.
En dat God homself identifiseer met sy volk in hierdie verskriklike intieme verhouding, waar ons aanhou kwaad doen, en aanhou die verkeerde doen, en aanhou agter verkeerde goed aanloop, en God nie ophou nie, en God nie omgee nie. Nee, goed, en nie opgee nie, ek bedoel, dat hy nie opgee nie. Goed, wat nog? Ja, as ou die gedeelte lees, daar by Hosea 11, is eintlik die kern van die hele gedeelte. Hy werk so 'n bietjie soos 'n teiken, of soos 'n klippie wat in die water val. Hosea 11 is eintlik die kern daarvan, en van daar af sprei die goed eintlik alles uit. Ek sal dit volgende week vir julle wys hoe die teks uitvou. Maar Hosea 11 is een van die ongelooflike, wonderlike dele in die Bybel. Waar die Here sê, toe Israel nog 'n kind was, het ek hom lief gehad, ek het hom op my arms gedra. Want ek wou nie gehad het dat Assirië moet hom heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Hy sê, ek het hom met sorg en liefde gelei, ek het vir hom die juk afgetrek, maar Efraim het geweier om hom te bekeer. En dis die storie van Hosea, God wat elke keer toenadering soek in die volk wat sê nee. En dan sê hy moet straf. Hy sê, daarom sal julle opgehang word en julle sal weggevoer word. En dan vers 11 sê, maar ek kan dit nie oor my hart kry nie. Hoe kan ek jou laat vaar, Efraim? Hoe kan ek jou met jou maak, soos Ebrahim? Ek kry dit nie oor my hart nie, want ek is 'n God, nie 'n mens nie. Dis een van die aangrypendste verse, net die Here sê, maar my hele wese sê, ek moet van jou ontslae raak. Jy's 'n ontroue volk. Dan sê ek is 'n God, nie 'n mens nie. Ek sal nie met woede ingryp nie. Dit is die geweldige liefdesverhaal oor God wat net nie ophou nie. Goed, kom ons begin lees. Kom ons kyk eers 'n bietjie na agtergrond. Gerard, as jy vir my wys. Goed, Hosea, die eerste en die langste van die klein profete. Daar is 12 klein profete. Interessant, in die Joodse geskrifte is hierdie 12 klein profete is een boek, die boek van die 12 in die Joodse literatuur. So in ons Bybel is dit 12 verskillende klein profete, in die Joodse geskrifte net een boek. Goed, hy was 'n profeet van die Noordryk, en as ons nou praat oor die Noordryk, moet ons 'n bietjie onthou wat gebeur het in die geskiedenis. Onder Dawid en Salomo was dit 'n verenigde ryk, eintlik die hoogtepunt van die ryk. Daarna, na Salomo se dood, het die ryk verdeel. Ek sal dit nou wys tussen Jerobeam en Rehabeam, en toe in die Suidryk en die Noordryk. In die Noordryk, wat die 10 stamme was, hulle word genoem Israel, of hulle word genoem Efraim. So as jy in Hosea lees van Israel of van Efraim, dan lees jy van die Noordryk van Israel. So hy was Hosea, was 'n profeet in die Noordryk. In dieselfde tyd, as 'n mens vers 1 lees, dan lees hy van die Judeese konings, Hosea, Jotam, Agas en Hiskia. Hulle was by Juda, so die Suidryk was Juda genoem, Israel en Juda. Die 2 stamme was onder, en so daai is vers 1, daar in die middel. Die woord van die Here het gekom tot Josua seun van Beeri, tydens die regeringsjaar van koning Osia, Jotam, Agas en Hiskia van Juda. So dis die konings wat in die Suidryk was, en van koning Jerobeam van Israel, seun van Joas, die koning wat in die Noordryk was. Goed, so Hosea, profeet in die Noordryk. Hy was profeet daar in die hoek, so van 755 tot
722 of 721, so van die tyd van koning Jerobeam tot en met die val van Samaria. Met die val van die Samaria het die Assiriërs gekom en Samaria aangeval, omsingel en almal weggevoer en dit was die einde van die Noordryk. Goed, na Jerobeam 2 is daar 6 konings in die 20 jaar in Israel in die Noordryk. Een sterf natuurlik, die res word almal vermoord. Die ene staatsgreep op die ene en dan word die ene, maak die ene dood en hy word koning en die ene vermoord. So chaos. In daai 20 jaar 6 verskillende konings en dis die tyd waarin hy dan skryf. Nee. So die einde van die Noordryk se bestaan sluit by die einde van Hosea sluit af. Goed, kom ons kyk die volgende skyfie. Sommer daar 'n bietjie vir julle wys hoe die koningslyne lyk. Hierdie kant Juda wat die suidryk is, daai kant Israel wat die noordryk is. Julle sien daar bo in blou Dawid en Salomo, dan van daar verdeel in Rehabeam en Jerobeam. Jy sien hoe die koningslyne lyk. En as jy hier by die groen lyn daar by Juda kom waar Osia staan. So vers 1 sê die tydperk wat gebeur het was dan van koning Osia, Jotam, Agas en Hiskia. En dieselfde tyd, aan die ander kant in Israel sien jy die tyd van koning Jerobeam 2 en dan al daai 6 konings wat in daai tyd ook in daai 20 jaar regeer het, maar wat eintlik mekaar maar net opgevolg het en doodgemaak het nie. Goed, kom ons gaan volgende skyfie asseblief Gerard. Sommige nog iets oor Hosea, die tyd van Jerobeam 2 was nogal 'n baie wonderlike tyd in Israel se geskiedenis. Is seker die beste tyd in die Noordryk wat daar was. Hy het goeie veldtogte gehad teen die Arameërs. Dit was 'n tyd van voorspoed en selftevredenheid. Dit was self 'n tyd waar die ouens vakansiehuise gehad het in die berge. Daar was baie geld. Dit was 'n goeie tyd. Ook 'n goeie tyd natuurlik as daar baie geld is, was daar ook baie afgode en afgodsdiens. Landboukultus, ons gaan nou praat rondom dit. Baie Baalgodsdiens. Die Noordryk was nooit vreeslik net op God gefokus nie. Hulle het baie vermeng met die Kanaanitiese godsdiens. Nog iets wat in daai tyd gebeur het, ek praat nou van Hosea se tyd, die Siro-Efraimitiese oorlog. Julle sal nou 2 goed hoor, julle sal Efraim hoor, Efraim wat die Noordryk is, en Siro wat Sirië was. So in daai tyd het Sirië en Efraim wat die Noordryk was, daai 10 stamme saamgespan, en hulle het die Suidryk aangeval en ook van die stamme daar se grondgebied gevat. Dit was so 733 voor Christus. Juda wat onder is, die Suidryk, hulle het die hulp gevra van Assirië. Sirië en Efraim het oorlog gevoer teen Juda en Assirië. Goed. In 727 sterf as die Assiriese koning en Samaria kom in opstand. Samaria wat die versamel of die hoofstad was van die Noordryk. Hulle besluit hier is ons kans, die Assiriese koning is dood, kom ons maak die Suidryk nou plat met die grond. Maar die teendeel gebeur, 724 neem Assirië wraak en 722 val Samaria en die inwoners word weggevoer. Die einde van die Noordryk. Dit was in die tyd na Jerobeam. Ja, so hy het geleef, Jerobeam het geleef 755 tot 747. So van 747 tot 722, wanneer die ballingskap was daai 20 jaar wat
wat die 6 konings was. Dit was ook Hosea. Hosea was daar hele tyd in die Noordryk profeet. Goed, kom ons gaan verder. Goed, ek het nou net iets gesê oor die stryd van die Kanaanitiese vrugbaarheidskultus, en dit is wat die hele boek eintlik oor gaan. God wil graag ek probeer nou op die regte woord kom. Wat is 'n huweliksverhouding? 'n Hegte eenheid, waar daar geen plek is vir 'n derde iemand nie, sê die huweliksformulier, nee. God, dis die verhouding wat hy met sy volk wil hê. Hy is die enigste God, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ons weet God is 'n jaloerse God. Hy's 'n God wat jaloers is in sy liefde, en hy deel nie graag sy volk met ander nie. En dit is wat wat hierdie boek eintlik oor gaan, is oor die ontrou van Israel. Die Baal-godsdiens, hulle het geglo Baal is manlik en moeder aarde is vroulik, en dit was 'n landbouwêreld, so wat het hulle gedoen? Hulle het tot Baal gebid in die praktyke van die Baal, wat 'n klomp prostitusie was. En dan het hulle geglo, as dit reën, dan is dit Baal se sperm wat op moeder aarde beland. En wat gebeur as Baal se sperm op moeder aarde beland? Dit is vrugbaar, en hier kom klomp oeste voor, nee. So daarom, hulle was landboumense, en hulle was maklik oorgepraat, en die Kanaanitiese volk het hulle gesê, as jy 'n goeie oes wil hê, dan moet jy op Baal vertrou. En baie van Hosea gaan dan oor, dat die Here eintlik vir hulle sê, dis nie Baal wat oor die natuur is nie. Dis nie Baal se saad wat maak dit moeder aarde voortbring nie. Dis God wat sorg. So dis in die agtergrond. Wanneer gebeur ontrouheid? Wanneer jy God plus iets anders bysien. Daarom sê die Here, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Nee, want die oomblik is daar 'n derde persoon kom. Die huweliksformulier, en dis omtrent alwaar ek kon aanhou sê, die huwelik is 'n hegte eenheid waar daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. In die oomblik is daar 'n derde persoon inkom, dan word daar vergelykbaar, en dan is hierdie een nou nie meer so goed soos wat hierdie een was nie, en dit is presies wat daar gebeur het, nee. Hosea se eie lewe en huwelik word simbool van hierdie verhouding tussen God en sy volk, en dan veral oor die ontrou. Dat hy sê, maar hierdie volk is besig om weg te loop van my af, nee. En hy probeer allerhande goed om die volk terug te wen. Hy sê in hoofstuk 2, ek gaan haar afsper, dat sy nie by die minnaars kan kom nie, nee. En dan weer hy mooi woorde wat hy sê, ek gaan haar weer na die woestyn te vat en daar mooi dinge vir haar sê, en haar daar die hof maak. Heeltyd kry ou hierdie goed nie, dat die Here sê, maar ek gaan vir jou inperk, ek gaan dit vir jou moeilik maak, en aan die ander kant hierdie liefde van hom wat hy amper nie kan keer nie, nee, dis eintlik aangrypend. Wat ou baie lees in Hosea ook, gaan ons lees oor die ou heilstradisie, lees heelwat oor die uittog, oor die woestyn, en heeltyd word herinner aan dit wat God in die verlede gedoen het, ook in die boek Hosea. Goed, kom ons gaan verder. Hosea en sy vrou en die 3 kindertjies. Kom ons praat gou oor wat julle sien. Ekskuus, Jonas sê net weer. Goed, lyk na 'n gelukkige gesin. Vrugbare gesin. Goed. 'n Gesin met wie dit goed gaan, want daar's kinders en daar's 'n man en 'n vrou. Goed, landerye lyk Gomer vir julle gelukkig. Goed. Sien dalk iets van skelm oogies, nee. 'n Paar vreemde kindertjies, nee, met vreemde name.
ons gaan nou met hulle name. Dit moes nogal moeilik gewees het vir Hosea. Wat dink julle? Ek dink so. Onthou, hy was 'n profeet. En hy was 'n ou wat naby aan die Here geleef het. En hy was 'n ou wat vir die Here lief was en vir hom geluister het. Nee. En hy leef in hierdie wêreld wat net eenvoudig hulle rug op die Here dra. En nou sê die Here vir hom, gaan trou met 'n prostituut. Goed. Dink julle dit was maklik vir hom? Goed, kom ons gaan kyk wat staan in die teks. Wat wys vir ons? Goed. Israel se ontrou in die Here, ons lees vers 2. Inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het, want die land is besig om te oorweeg om heeltemal ontrou aan die Here te word. So die eerste opdrag, nie om te gaan sê nie, maar om te gaan doen. Hoekom moes hy dit gaan doen? Goed, wat dink julle sou die volk dink as hierdie profeet met 'n prostituut gaan trou? Wat sou in die gemeente aangaan as hierdie dominee met 'n prostituut gaan trou? Goed. Ek kan nou, om dit sommer net praktyk te maak, nee, dit is nou vandag hierdie gesiene profeet. Nee. Die Here sê, ek wil van jou lewe 'n voorbeeld maak. En jou lewe moet wys dat soos wat jy met 'n prostituut gaan trou, is ek wat die Here is met 'n prostituut getroud. En wie is die prostituut? Israel. Goed. En hy moet saam met haar leef. OK. Onthou wat die eerste opdrag is, nie om te praat nie. Die eerste opdrag is om te gaan trou. OK. En dis nog moeiliker. Is nou makliker om te gaan sê van die kant af, hierso die Here het vir my gesê, ek moet met hierdie prostituut gaan trou. Om vir julle te sê, kyk wat gaan aan met die volk. Maar dis nie wat die Here vir hom sê nie. Hy sou later preek, en die boodskap sou later kom. Maar het begin hierdie dat Hosea dit in sy lyf moes voel. En wat moes hy in sy lyf voel? Hoe voel goed? Nee. Dat hierdie volk loop weg en die Here bly by haar ten spyte daarvan. Daar staan, gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het. Het sy op daai stadium buiteegtelike kinders gehad? Nie waarvan ons weet nie. Maar dalk iets van 'n toekomsprentjie. Wat sê, jy moet weet, jy gaan met 'n prostituut trou wat nie getrou gaan wees aan jou nie. Nee. Goed, so iemand wat rondloop wat iemand anders se kinders gaan hê. Goed, kom ons gaan na die volgende opdrag toe. Opdrag 2 noem die seun Jesreel. Vers 3, Josua toe met Gomer, dogter van die Laim gaan trou, sy het swanger geraak en vir Hosea 'n seun in die wêreld gebring. Goed, daai is 'n belangrike sinnetjie. Want nou gaan dit anders klink. Vir Hosea seun in die wêreld gebring. So Hosea se kind. Die Here sê te Hosea, noem die seun Jesreel, want ek gaan binnekort die koninkhuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jesreel. En ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. Die dag sal ek die lewe van Israel vernietig in die Jesreel vlakte. Goed, hy trou met haar, hoe lank vat dit om 'n babatjie te kry? 9 maande. Goed.
Die dominee staan voor, sê, kom ek stel julle voor, ons doop ons eerste kind Jesreel. En die hele gemeente se hawe wys. Hoekom? Eerste plek, Jesreel beteken God saai. Wat op aarde gaan hy saai? Dis die moeilikheid. Nee, kom ek lees gou waar staan. Jesreel, die naam van die visie, roep die verhaal van Jehu in herinnering, wat die oordeelsopdrag van die Here deur die profesie van Elisa oorskry het, die meer bloed te vergiet het as wat die Here hom beveel het. God se opdrag was om die koningshuis van Agab uit te wis en vir Seba, sy vrou, wat in Jesreel gebly het. Jehu het egter soos 'n mal mens te keer gegaan en nie net op gruisame wyse almal die nageslag van Agab, die vroeë koning van Israel en Jesreel in Samaria, sowel as Isebel uitgewis nie, maar op die koop toe ook vir Ahasia, koning van Juda, sowel as sy broers sonder enige sodanige opdrag van die Here. Okay. So, die kind se naam word Jesreel genoem. Dink julle die volk het begin wonder wat op aarde gaan hier aan? Verseker nie. Klein dorpies, is nou nie groot plekke, begin praat. Hierso is iets in die gang. En jy waarskynlik vir hom gevra, hoekom gee jou kind so 'n verskriklike naam? Dis 'n oordeelsaankondiging. Nee, dit vertel van straf. Goed, volgende opdrag. Opdrag 3. Gomer het weer swanger geword en sy het 'n dogter gekry. Die Here het toe vir Hosea gesê, noem haar sonder ontferming, want ek gaan my nie weer oor Israel ontferm en haar sonde vergewe nie. Wat is dit wat julle lees daar oor die babietjie? Goed, nie die kind van Hosea nie. Goed, so hy is met haar getroud en sy loop rond. En sy kry 'n buiteegtelike dogter. Wat sou die gepaste ding gewees het om te doen? Ag, met klippe dood te gooi, wat nog? Haar die pad te wys. Sê jy is ontrou, ek skei jou. Wat doen die Here? En wat doen Hosea? Hosea. Jy moet in jou lyf begin voel, hoe voel ek? Want dit is wat dit doen. Voordat jy die boodskap gaan preek, moet jy dit eers in jou lyf voel. Hoe voel dit om 'n vrou te hê wat rond te loop en 'n ander man se kind verwek? Want dis wat Israel met my doen. Verstaan jy wat die Here besig om te doen, nee? So in die kind se naam word Sondagoggend gedoop sonder ontferming. Harde boodskap, nee, die Here sê, ek gaan my ontferming onttrek uit jou. Goed. Vers 7, die volgende vers, maar ek sal my oor Juda ontferm en ek, die Here, hulle God, sal hulle wet. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie. Wie is Juda? Kyk of julle mooi geluister het. Suidryk. Goed. Ek sal Juda wet. Maar hierdie Noordryk is besig om met die afgodsdiens gaan ek my ontferming onttrek. Ek gaan die oordeel van Jesreel oor hulle uitspreek, ek gaan my ontferming onttrek. Goed, volgende een, opdrag 4. Nadat sy vir sonne ontferming gespeen het, destyds was die speenproses so 3 jaar, het Gomer weer swanger geraak en 'n seun gekry. Die Here het gesê, noem hom nie my volk nie, want julle is nie my volk nie en ek is nie julle God nie. Wat sit dit julle wees raak sien? Who's the daddy? Nie Hosea nie. Goed. Nog 'n buiteegtelike kind. Net die eerste kind was sy kind. Net Jesreel, staan daar, dit was die seun van Hosea. Die volgende 2 kinders was nie die kinders van Hosea nie. Hulle word net genoem
sy het swanger geword en 'n kind in die wêreld gebring. Goed. 3 jaar tydperk vir die volk Israel, wat is dit? Genadetyd. Hoe lank is die Here nou al besig om deur sy profeet met hierdie volk te praat? Getrou, 9 maande vir die eerste babatjie, speenhom, tweede babatjie, speenhaar, 3 jaar. En Hosea moet in hierdie verhouding bly, net soos wat God in hierdie verhouding met sy volk bly. Hy bly vir hierdie waarskuwings gee. Nee, kyk hoe hanteer julle my. Nee, julle is besig om agter die ander afgode aan te loop. Maar hy bly geduldig. Iets oor die genade van God, nee, dat hy nie opgee nie. Dat hy eintlik lankal moes gesê het, ek skei jou. Dink net oor die tydperk wat hier gebeur, nee. Goed, opdrag 4, noem hom nie my volk nie. Goed, kom ons kyk die volgende skyfie. Ek wil hê, kom ons praat gou vir 'n oomblik oor Hosea se pyn. Wat sê dit vir ons oor God? Ons gaan nou oor God se pyn praat, dis die volgende vraag. Maar kom ons praat gou oor Hosea se pyn. Wat dink julle het in sy wêreld aangegaan? Goed, vernederd is 'n baie goeie woord, nee. 'n egte gelowige tradisievaste Jood wat aan die Here vasgehou het, moes 'n geweldige vernedering gewees het, nie? Goed. Nog. Goed teleurgesteld, hierdie verwagting. Ek gaan met haar trou en ek gee vir alles wat sy nodig het en ek sorg vir haar en ek omverwe my oor haar en ek gee vir haar huis. Hierdie verwagting, maar sy gaan by my bly. Goed, wat nog? Ekskuus weer? Ekskuus, laat ek net hoor daar. Sê net weer asseblief. Gerda, sê net weer. Goed, hy bly ekskuus Jonas, ek gaan nou vir jou kans gee nie. Hy bly getrou. Nee, hoeveel jaar praat hy hiervan? 5, 6, 7 jaar dalk. Is hy in 'n huwelik wat vernederend is, wat teleurstellend is, wat en hy bly daar. Wat dink julle oor die Here wat dit aan mense toelaat? Jy moet maar op hom sit, joh. Dis weg, hy plan nie hoor. Hy wil met jou praat. Goed, wat nog? Ekskuus Jonas, jy wou gesê het. Ja. Dink julle, Jonas sê hy was teleurgestel. Dink julle hy was lief vir haar? Goed. Dis nou 'n bietjie anders as wat ons wêreld werk, nee. Ons wêreld werk so jy word vir iemand lief en dan trou jy met iemand, nee. Destyds se wêreld was anders, dit was georganiseerde huwelike, nee. Jou ma en pa het gesê, jong, ons gaan vir jou 'n vrou soek en hulle het vir jou 'n huwelik gereël en jy het met daai maat getrou en dit maak werk. Ja. Ja, soos Lea en Rachel, nee. Hy het vir Lea lief gehad te kry, hy het vir Rachel lief gehad te kry vir Lea, nee. Kom ons hoor nog. Okay.
Okay, die storie oor Job. Job het nie verstaan wat aangaan nie. Nee. Hierdie goed het gebeur en hy het nie geweet hoekom nie. Ek dink hy het verstaan wat aangaan. En ek dink Hosea het verstaan. En hy het besef hierdie is beeldspraak en dat my eie lewe word eintlik 'n spieelbeeld van God se verhouding met ons volk. En ek dink hoe meer hy die pyn aan sy eie lyf gevoel het, dink ek het hoe meer hy begin, toe hy namens God kon begin praat het, kon hy daar praat met op 'n ander manier, sy dit nie in sy lyf gevoel het nie. Ek dink dis die verskil tussen Job en Hosea, nee. Anton, jy wou sê. Goed. Dink hy praat hoopvol geleef, dink aan iemand wat in 'n buiteegtelike verhouding leef. Elke slag hoop, hierdie slag gaan dit beter gaan, hierdie slag sal sy by my bly. Hierdie slag gaan ons dit maak werk. Iets van hoopvol. Goed, baie hartseer. Ja. Hoe moeilik is dit om vir iemand goed te wees wat heeltyd dit in jou gesig teruggooi? Nee, om vir iemand kos te gee wat nie met jou in 'n verhouding wil staan nie. En elke slag as jy in die winkel gaan loop, dan kyk sy vir almal rond, behalwe vir jou. Ekskuus, Jonas en dan Anton. Ja. Ja, ander man se kinders groot gemaak. Goed, ons gaan nou praat oor God se pyn, nee, daai is 'n goeie hou vas in daai ene. Verwerping. Goed. Verwerping. Okay. Goed, kom ons maak gou die verskil tussen God en Hosea. Was God lief vir sy volk? Goed, en dit maak 'n verskil. Nee. Ons weet nie of Hosea vir haar lief was nie. Nee. Dit weet ons nie, maar ons weet dat God lief was vir sy volk, want hy sê dit. Vers hoofstuk 11 sê, my liefde brand te sterk, ek kan dit nie oor my hart kry nie, ek moet jou eintlik uitwis, maar my liefde brand te sterk, ek kan dit nie doen nie. En God word gemotiveer deur sy liefde. Terwyl Hosea dalk gemotiveer was deur sy opdrag wat die Here vir hom gegee het, nee. Ek dink so. Op 'n stadium vat sy al goed in sy loop. Dan sê die Here, en dan gaan verkoop sy haarself aan ander volke, ander mense. Dan sê die Here, maar jy moet gaan en haar gaan loskoop. Jy moet haar skuld gaan betaal en jy moet haar weer as jou vrou vat. Nee. Goed. Ja. Goed. Dit sê dalk baie oor sy verhouding met God, nee. Om die Here te vertrou, al verstaan ek nie wat hier aangaan nie. Nee, ten spyte van. Goed, kom ons vat hom na die volgende een toe.
Gomer besig sommer die prentjie met ander mans kuier. Wat nou symbool is, weet ons in die boek oor Israel, wat met ander gode omgaan en nie hulle verhouding met die Here ernstig opneem nie. En allerhande goed doen wat hom nie bly of gelukkig maak nie. Kom ons praat gou vir 'n oomblik oor God se pyn. Ons het nou gepraat oor Hosea se pyn. Kom ons praat oor God se pyn. Ek wil gou aansluit by wat jy sê, wat ou moet onthou dat God nie soos ons is nie. God is 'n enkelvoudige wese, wat beteken hy's net lig. God is lig en hom is daar geen duisternis nie. God en die sonde is nie versoenbaar met mekaar nie. Nee. Waar God is lig en die sonde is duisternis. Nou maak God die mens en dan sy eerste instink is, kom ons vee alles van die aarde af. Nee, met die toring van Babel, nee. Kom ons vernietig hulle. En dan kry jy tog jammer, ons weet van Noag, en hy sê goed, maar Noag het potensiaal. Kom ons bou op Noag voor. En dan weet ons dat die Here spyt gekry dat hy die mens uitgewis het. Een keer het hy het gedoen. Nee. Maar hierdie neiging bly by God as hy nou met Moses praat in die woestyn, dan sê hy vir hulle, man, kom ek los hierdie volk, ek begin met jou nuwe volk. Hierdie volk gaan ons nie wen nie. Nee. En 'n paar keer lees dit, selfs dat Moses elke slag moet intree, asseblief Here, moenie die volk los nie, wat sal die ander volke sê? Hulle sal sê, het die volk gelos, nee. Hier waar ons lees 'n ou nie oor God wat elke slag wil los nie, en nie wil begin nie. En 'n ou moet die omvang van sonde besef as jy met God te doen het, nee, dat as jy dink die Bybel, die God van die Ou Testament is 'n kwaai God, dan moet jy weet, maar sonde is nie versoenbaar nie. As dit nie vir Jesus Christus was, wat die prys betaal het nie, was dit hy is net beter in die Nuwe Testament omdat die prys betaal is. En omdat hy nie meer kwaad is nie, maar dit is dieselfde God nie. Maar wat Hosea so mooi is dat die Here nie maak soos met Noag nie, en nie maak soos met Moses nie, maar hierdie tyd en hierdie grasie en hierdie geduld en hierdie deernis het, sonder om hulle uit te wis. En aanhou, nee. Dis wonderlik. Stem jy saam met my wat ek sê nie? Ja. En dis wat God met ons doen. Nee. Ons het nou 'n klomp emosies in Hosea toegedien, van vernedering, en van woede, en van teleurstelling, en so sou ons kon aangaan nie. Dink julle dit is goed wat God beleef het?
Ons het nou net die verskil tussen Hosea en God gesê. Hosea, jy waarskynlik gehoorsaam aan die Here regtig lief vir sy volk. En aanhou nie. Goed. Ja, as dit nie vir genade was nie. En wat 'n vriend het ons in Jesus. Oor die Nuwe Testament nie. Maar jy moet, voor jy na die Nuwe Testament toe spring, moet jy verstaan oor hierdie Hosea 11 sê die Here, dit draai binne in my binnekant om. Nee, ek is omgedraai in my emosies. Nee, ek is so en dis hoe God oor ons voel, ten spyte van dat ons droog maak, dat ons agter ander afgode aanloop, dat ons nie vir hom luister nie, dat ons buiteegtelike verhoudings het, wat nie sy goedkeuring goedkeur nie. Aangrypende verhaal. Goed, sommer net om iets hiervan vir mekaar te sê. Kom ons gaan na die volgende ding, die volgende vers. En dit is wat die ou telkens in Hosea lees. Oordeel en genade lê so langs mekaar. Die hele boek vol lê so. Die Here sê, ek gaan jou uitwis, maar ek weet dit nie oor my hart nie. Ek gaan jou woestyn toe vat, en daar met jou nuwe verhouding begin. Ek moet jou straf, maar ek weet dit nie oor my hart nie. Die Here het hierdie pad met Hosea, en dan, net die volgende vers, staan daar. 'n Nuwe toekoms vir Israel, tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see, wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word, jy is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Dan sal die Judeërs en die Israeliete weer een word, die Noord- en die Suidryk sal een wees, en hulle sal vir hulle een leier aanwys, en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Jesua se val groot wees. Sê mos solangs vir julle broers, my volk, en vir julle susters, die vir wie daar ontferming is. Ek dink as ons so kon sê. Het enigiets verander in die verhaal van Hosea en Gomer se kant af, van die volk se kant af? Het hulle tot inkeer gekom? Het hulle verander? Niks het verander nie. Maar God sê, wag, ek gaan genadig wees in die toekoms. Julle moet reg wees daarvoor, ten spyte van dat jy nie verander nie. Hierdie hinkering van God, nee, om hierdie verhouding met sy volk te hê. En as ou daai lees, is dit mooi, nee, Israel sal weer een wees, en daar sal een leier wees. Ja, Israel die van niks verstaan nie, en niks verdien nie, maar dis wie God is, ontferming, hy maak weer hulle volk, en dis die einde van hoofstuk 1. Is aangrypend, nee, oor hierdie is 'n wonderlike liefdesverhaal. Volgende week gaan ons lees dat die Here hofsaak maak teen hierdie vrou, en
sê, ek maak hofsaak teen jou. Hoekom? Sodat sy tot inkeer kan kom. Ek wil graag vir ons 'n lied speel. Michael W. Card skryf 'n lied oor Gomer Song. Sommige 'n lied wat hy vir homself ingedink het, wat Gomer sing, as sy oor Hosea dink. Sy sê, Hosea, jy's 'n fool om iemand soos my lief te hê. Weet jy nie wie ek is nie? Goed. Ek stem saam. Goed, kom ons luister na die lied. Gomer Song. He sees in me, he is spirit, he is free, and I the wife of adultery, Gomer is my name. Simply more than I can see, how he keeps on forgiving me, how he keeps his sanity. Hosea, you're a fool. To love someone like me, a fool to suffer silently, though sometimes through your eyes I see I'd rather be a fool. The fondness of a father, the passion of a child, the gentleness of a loving friend, understanding smile. All of this and so much more you've lavished on a faithless whore. I've never known love like this before. Hosea, you're a fool. A fool to love someone like me, a fool to suffer silently, though sometimes through your eyes I see I'd rather be a fool. This God of yours would not have told to lift a love that you couldn't hold. And though time and time again I flee, I'm always glad to see you coming after me. Keeps on forgiving me, the wife of adultery, and Gomer is my name. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons so lief het, dat U nie ophou nie, dat U keer op keer, al loop ons die verkeerde pad, dat U nie die band met ons breek nie. Dankie dat U nie moedeloos word nie. Dankie dat U keer op keer ons nader trek. Dankie vir sulke liefde, Here, wat ons nie kan verstaan nie, wat ons nie kan verdien nie. Maar dankie dat dit daar is. En dankie dat dit nie ophou nie. Jesus Christus, dankie vir U offer. Dat ons God ons Vader kan noem, dat ons die bruid van Christus kan wees, wat die koms van die bruidegom kan verwag. Here, ons het U nodig, en ons wil graag ook U liefde beantwoord. Help ons asseblief, dat ons dit sal doen. Amen. Dankie.
opwindende verhaal nie. Dit word net meer die sepie is baie opwindend episode 2. Julle moet 'n mooi aand hê hoor. Dankie.